is die Reine Wynheid. Ek is Martlies Brink en baie welkom by nog 'n episode van die program waar ons vandag fokus op wynkompetisies, onder meer die Veritas kompetisie. Ons gaan bietjie gesels oor hoe hulle kies en hoe keer jy daardie beoordelaars vooroordeel, die proers, hoe hanteer hulle dit? Maar dis eers tyd vir my wyn vir die week en die week is dit die Plesier Brood en Vee. Dit is 'n elegante Simonsberg parel met tot kap klassiek van Plesier de Mil wynplaas. Nou ek het dit die naweek saam met 6 ander mense geproe en almal was weggevoer deur die wyn. Dis 81% Chardonnay, 17% Pinot Noir en 2% Pinot Meunier. Groen appel, sitrusgeure, so bietjie van 'n romerigheid en natuurlik 'n baie vars gevoel in jou mond. En ek weet dis die middel van die winter, maar ek praat baie oor rooi wyn. So iewers moet mense dan ook vir mense wat vakansie dalk nou het, daardie periode vier. So geniet daai lekker MCC van die Plesier wynplaas. Volgende het ek vir Jan Joubert gevra wat sy gunsteling wyn is en hoe hy gewoonlik wyn geniet. Jan? Hallo Martelies en luisteraars, dankie dat Martelies my gevra het om my gedagtes rondom wyn te deel. Nou ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is, in die sin dat ek maar meer groot geword het met kuyn en met gin en met vodka, wanneer dit dan nou alkoholies was. Dis nie my pa se skuld nie, hy is 'n baie goeie wynkenner en wyngenieter. Dinge het vir my verbeter toe ek by Stellenbosch Universiteit gaan studeer het. Ek moet eweneens beken dat dit 'n opwaartse kurwe was, want ek het begin met oom Tas en baie kopsere, maar ontsettend lekker herinneringe daaraan, want vir my gaan wyn en kuier saam, en dan is dit belangrik waar jy kuier en met wie. Die wyn is maar die tipe van die grease wat die masjien aan die gang hou, aan die begin gewees, maar oor tyd het ek 'n liefde en hopelik 'n waardering vir wyn ontwikkel. Kan ek eerlikwaar nie sê dat ek 'n kenner is nie. Ek hou van bietjie borrels, MCC Method Kaap Klassiek as by mense aankom of as mense by my aankom. Dit hou dinge lig en lekker. En dan Merlot in die winter saam met bredies en so as dit lekker koud is. En in die somer as die son skyn, aangename Sauvignon Blanc, nie te swaar nie. Meer ook beslis nie te soet nie. Daarvan hou ek niks. Dan het ek nie die voorreg gehad wat baie van jou gaste het om nou in die wynwêreld myself te bevind, in die sin van die mense te ken wat die wyn maak soveel nie, met een uitsondering. Een keer het ek aan 'n projek gewerk saam met Jan Engelbrecht van Rus en Vrede, en as jy nou van KwaZulu-Natal afkom, dan is daar 'n geweldige verering vir die wat nou gesien word as die Bolandse adel. Jy weet, die mense wat nou lank ingesete het en morge agtergrond het. En ek wil sê dat die stukkie wat ek met Jan saam gewerk het nogal dit vir my baie huis toe gebring, in die sin dat baie oopkop persoon, ontsettende groot bydrae tot die gemeenskap, wonderlike bydrae tot die Universiteit van Stellenbosch, waarvoor baie van ons so lief is. En dit was werklik 'n voorreg om met iemand te werk wat so oopkop en aangenaam is. Nou op die oomblik is ek dikwels in Nederland vir my studies, en daar kan jy Suid-Afrikaanse wyne nogal kry, en hulle word hoog aangeskryf. Hulle is ook nie onbekostigbaar nie. So ek en my vriende uit Suid-Afrika koop absoluut altyd Suid-Afrikaanse wyn, nie net omdat ons patrioties is nie, maar omdat Suid-Afrikaanse wyn so wonderlik lekker is. Baie dankie joernalis en skrywer Jan Joubert en sy liefde vir wyn. Saam met ons hier in die ateljee die groot kokkedore van wyntoekennings in Suid-Afrika. Ons gesels oor die Veritas, ons gesels oor die terroir kompetisie en natuurlik die jong skou waarvan ons tans proef van verlede jaar se wenner, die 2025 Lamot Semio, waaroor Edmund de Blanche so trots is in die glas vandag. En ons verwelkom saam met ons in die ateljee Christo Pinaar is die voorsitter natuurlik, De Wet Viljoen die ondervoorsitter, en Benny Houwer is ook hier as bemarkingsbestuurder en bestuurder, organiseerder, die persoon wat voorvat en eintlik maar
maar alles doen. Jammer ouens, dat ek dit so stel. Elsbie Ferreira ook saam met ons hier in die ateljee. Groot voorreg om julle hier te hê. Gesondheid julle. Wat 'n fenominale wyn is dit nie, Dini, né? Vertel vir ons gou vinnig van die Semillon wat hom so spesiaal maak asseblief. Ja, Martelies, as ek sommer kan begin, ek dink dit is enige wynmaker se droom om ergens in sy loopbaan die Generaal Smuts trofee te wen. En dis natuurlik nou die trofee wat jaarliks toegeken word vir die groot wyn van die skou. Die beste wyn dan nou jaarliks partykeer uit seker 1200, 1300, was al party jare 1800 wyne. En as jy dit een keer kan wen, dan is jy baie trots. Daar's wynmakers wat dit al meer kon regkry. Maar ek dink ons almal is baie bly vir iemand soos Edmund. Ek dink dit was die eerste keer wat hy dit ook gewen het. En dit met 'n Semillon maak dit baie spesiaal, ja. Dit is 'n lieflike wyn, regtig baie mooi. So as jy hom in die hande kan kry, gaan ondersteun hom. Ons gaan ook die vrae vandag oor wat is die rol van hierdie wyntoekennings nog enigsins. Jy weet, jy kry mos nou die gespot oor 'n bottel met 50,000 plakkers op. En hoekom dit vir die verbruiker belangrik is, al dan nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Wat beteken dit vir die produsent in hierdie geval, maar kom ons kyk net bietjie na die geskiedenis asseblief. Daar's datums wat teruggaan na 1833 waar die heel eerste Kaapse bymekaarkoms was met wynproe. Kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor die stigting van hierdie toekennings, later aan toe nou die Veritas, die Generaal Smuts trofee, die jong wynskou waaroor mense so trots is? Maar Lies, miskien moet ek wegspring om te sê, ons is baie bevoorreg dat ons in Suid-Afrika 'n wynskou het wat so oud is. Dit is die tweede oudste wynskou in die wêreld. Die ander een is in Ljubljana. Ons is net 2 jaar jonger as hy. Dit is 'n besondere voorreg wat ons het, want onthou, ons wyngeskiedenis is gedokumenteer as 1659. En dit beteken dat ons kan werklik waar met trots sê dat ons is die oudste wynland buite die ou Europa. Sure. Dit maak dit vir ons baie, baie spesiaal, want ons is uiteindelik die mense wat hierdie tradisie moet voordra, wat begin het in 1833. En daarvoor moet ons dankie sê vir die Britte, want hulle het die Landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop gestig in die vroeë 1830s. En dit was hulle eerste skou, hulle eerste landbouskou was met wyn gewees. So ons moet daarom onthou, ons wynbedryf was toe al 'n hele klompie jare aan die gang gewees. En dit het beteken dat ons het 'n geskiedenis om op terug te val wat iets vir ons sê van hoe wonderlik ons wyngemeenskap deur die jare gevorder het. Ja. So het die Landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop dit bestuur vir 'n baie lang tyd en toe die KWV natuurlik gestig is in die 1918s, het hulle deel geword hiervan, maar dit was tog altyd onder die vaandel van die Landbougenootskap. Maar 50 jaar gelede, in 1976, is die Suid-Afrikaanse Nasionale Wynskouvereniging amptelik gestig. En dit was toe die oorname gekom het om die wynskou oor te neem van die Landbougenootskap, nog altyd in samewerking met hulle gedoen, maar dit is toe uiteindelik onder die vaandel van die bedryf aangebied. So is die Suid-Afrikaanse Nasionale Wynskouvereniging dan vandag 'n amptelike liggaam van ons wynbedryf. Dit werk vir die wynbedryf en ons werk saam met die wynbedryf. Ons het 'n raad wat bestaan uit mense vanuit die hele wynbedryf en ons is die mense wat uiteindelik moet staan vir die geskiedenis van die jongwynskou, van Veritas en van die terroir kompetisie. So dit is 'n besondere voorreg, maar ek dink ook 'n baie groot verantwoordelikheid vir ons om hierdie skoue vir ons land aan te bied, vir ons publiek, vir ons verbruikers en baie belangrik vir ons hele wynbedryf. Ons gaan nou weer 'n bietjie verder gesels oor die rol van hierdie wynkompetisies, maar hoe baie weet ons van wat gebeur het in 1833? Is daar baie opgeteken oor die wyne wat daar geproe is, daai tipe van ding? Maar dit lees ongelukkig nie. Ek dink die eerste opgetekende details wat ons begin kry het, was eintlik maar hier in die vroeë 1920s, toe die KWV gestig is. Want onthou, hulle is gestig om die bedryf te reguleer en om die bedryf op sy voete te kry en te hou, want dit was op 'n baie slegte tyd wat die KWV gestig is as 'n oorkoepelende beheerliggaam deur 'n wet wat deur die parlement gevoer is. En die meeste van ons werklike geskiedenis kom maar eintlik uit daardie dae uit gewees. En as ons ook kyk na ons oudste handelsmerke, hulle dateer ook, behalwe Groot Constantia, dateer meeste van ons handelsmerke wat ons vandag het, dateerbaar hier uit die laat 1800s en die vroeë 1900s. Maar die beste
vir my van hierdie hele aspek is dat daar is rekords nog steeds by wat vandag bekend staan as Agri Expo, wat die bemarkingsnaam is van die Landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop. Daar bestaan rekords by hulle wat opgeteken is terug na die laat 1800s en vroeë 1900s toe. En dit maak dit baie spesiaal. Ons wag net vir iemand om daai geskiedenis op te skrywe en te vertel oor wat het gebeur in daai vroeë dae van ons wynkompetisie. As jy weet, as jy daar 'n boekie iewers by die huis het wat dit dalk bespreek, laat maar vir ons weet. Ons sal graag wil hoor. Mense weet nooit, daar sulke skatte wat al buite, dis natuurlik die bekende Benny Howard wat so gesels wat die bemarking hanteer vir hierdie toekennings. Ons gaan nou gesels oor wat dit alles verg van LCB se kant af en dan ook van De Wet en van Christo wil ek hoor. Hy het nou gesê dit is belangrik vir die wynbedryf. Hoekom? Hoekom is hierdie kompetisies belangrik? Kan ek maar nie die wyn gaan koop wat vir my lekker klink? Gaan ons maar aan nie. Hoekom is dit belangrik om altyd iets in 'n top 10 te sit of 'n 1 tot 5 sterre? Ja, Martlies, ek dink dis baie interessant. Ek dink jy moet hom so 'n stappie terugvat en wat ons kompetisie regtig fantasties maak is dat dit word deur wynmakers beoordeel onder andere. Daar's ook ander beoordelaars. Maar as jy as 'n jong wynkundestudent het sy Elsenburg of die universiteit jou loopbaan begin en beginne werk, dan aspireer jy regtig. En dit is nou nog so. Ek dink dis vir die huidige studente ook so om eendag 'n dubbelgoud Veritas te kan kry. En ek bedoel, ons het wetenskappe in die klas gevat wie die eerste dubbelgoud gaan kry. Dit was regtig iets belangrik en is nog steeds iets belangrik. So behalwe dat dit 'n seël van kwaliteit is vir die verbruiker, is dit ook vir die wynmakers wat die wyn maak 'n klopjie op die skouer om te sê jy het iets reg gedoen, want die kompetisie is straf. Punt nommer 1 en die beoordeling is straf en wynmakers beoordeel baie meer krities as verbruikers vir daai punt. So die punt wat ek probeer maak is dat ek dink dis regtig die proses waardeur jy moet gaan om 'n wyn om goed te doen en hier praat ons van 'n brons, 'n silwer outstanding en goud en 'n dubbelgoud. Enige van daai toekennings is regtig prestasie wat jy kan doen en vir die verbruiker wat voor 'n rak staan in 'n winkel in 'n supermark en 'n keuse moet maak, wys dit hier's kwaliteit. So hulle kan met oop gemoed 'n botteltjie en hopelik 6 botteltjies koop en almal is gelukkig aan die einde van die dag. Nee. Ja. Ag en Christo, jy kan vir ons asseblief insig gee in hoe dit werk. Hy sê nou, jy weet, wynmakers proe dit in daai tipe van ding. Op watter punt kom 'n mens wat ouens regtig net nie saamstem nie? Daar's niks fout met die wyn nie, so daar's nie 'n fout met die wyn enigsins nie, maar stem net nie saam met die feit dat dit 'n goeie wyn is of hoe dit ook al sê. Jy weet, ons is individue en ons palette verskil van dag tot dag, wat ek vind is 'n baie groot faktor daar. Die een dag, die fantastiese wyn oor 'n week drink jy om weer op 'n ander dag en ek weet nou nie wat ek gedink het nie. So daar's so baie dinge wat dit beïnvloed. Gee net vir ons 'n idee van hoe werk die kompetisies. Wel, jy sit in 'n beoordelingspaneel van op Jongwynskou sit ons op, ek dink is 5 van ons wat proe en dan het ons altyd 'n junior proeër want ons sit nogal 'n groot gewig op opleiding. Vir ons in die bedryf is dit ook belangrik om opleiding te gee vir mense. So jy sit in 'n paneel van 5-6 mense in Veritas is baie keer 7 en jy beoordeel daai wyn, hulle kom op 'n skimbord van 20 wyne op 'n slag en sonder enige gesprek of iets gee jy vir daai wyn 'n punt uit 100 uit. En dan sal jy later deur die loop van die oggend dan sal jy begin om van daai wyne te begin bespreek. So ek dink die groot ding is jy leer met tyd. Dit is nou seker een van die voordele van baie wyn drink en baie wyn proe. Leer jy jou palet hoe om basies 'n wyn te kan 'n punt gee uit 100 uit. Ons sien dit selfs in 'n paneel met ervare wynmakers waar party wynmakers hulle wyn sê maar 'n 90 gee en 'n ander wynmakers hulle wyn 80 gee, want soos jy sê dit is maar nog steeds 'n persoonlike evaluasie van hoe jy 'n wyn ervaar, ja. En soms ken jy die wyn wat jy drink. Jy proe blind, maar of hoe? Maar ek dink 'n mens erken partykeer tog. Sekere wyne so en weer eens ons is mense. Is daar 'n tipe van 'n probleem daar soms met beoordelaars wat voorkeur gee in 'n sekere handelsmerk? Dis 'n verskriklike vraag. Ek dink almal wat ek nou ontmoet het is baie etiese mense, maar ek dink dit is die tipe van goed wat ons
drinkers van wyn ook oorwonder? Ons is spesifiek en die wet het tot onlangs toe die tegniese kant van die jongwynskou gedoen, maar ons het daar amper 'n reël, daar moet 'n beoordelaar uit elkeen van die wynproduserende streke wees. Juis om daai palet of streekspalet miskien bietjie uit te balanseer. Maar dit is so as jy 'n goeie beoordelaar is, baie male kan jy soos in die geval die mooi Lamotte Semillon, ek dink ons almal sou het van die begin af gesê, dit is heel moontlik 'n wyn van Elim af, want jy begin maar later die sekere karakterseienskappe van 'n sekere streek, kan jy wel agterkom, ja. Goed uitken. Ek gaan vir julle later vra oor oomblikke in die geskiedenis wat regtig vir julle uitgestaan het. Baie keer weet julle natuurlik agter die skerms wat gaan gebeur by byvoorbeeld die Veritas toekennings, wat 'n baie lekker geleentheid terloops is. Ek dink mense geniet hulle self verskriklik. Ons het al gedans daar, dan is die ligtaal aangeskakel en begin die mense te sê, julle kan julle asseblief na my huis toe gaan. So die mense geniet dit geweldig. Ek dink dit is 'n wonderlike oomblik vir die bedryf om ook te sosialiseer. Ek sit maar net daar van die kantlyn en kyk, jy weet wie die toekennings ontvang. Ek wil weet hoekom jy besluit het om 'n terroir toekenning ook te stig. Hoekom pas dit nie net in by 'n Veritas nie, byvoorbeeld? Hoekom het jy aparte terroir toekenning? Sê die jongwynskou is die oudste. So daai is klaar daar. Veritas se geskiedenisstigting en hoekom jy voortgegaan het met die terroir. Daar's natuurlik ander toekennings ook in Suid-Afrika, maar van julle perspektief af, Benny? Ja, die Veritas se stigting het 'n direkte gevolg gewees van die wyn van oorsprong stelsel wat ingestel is in 1973. Daar was 'n superieure toekenning wat deur die Wyn en Spiritus Raad gemaak is en dit het ten einde geloop hier in rondom 1988. Toe het die wynbedryf besef dat daar is nie 'n kompetisie erns wat vir die verbruiker daar buite 'n korrekte aanduiding kan gee van wat is die wyn se werklike stand van kwaliteit nie. Tot op daai stadium was daar die toekenning gewees van jy is 'n wyn van oorsprong van cultivar, van area en van 'n oesjaar, maar daar was geen gehalte toekenning nie. Die superieure toekenning was die enigste. Toe dit wegval, toe besef ons maar ons moet vir die verbruiker op 'n manier sê hierdie wyn, en ek gebruik graag die voorbeeld, is 'n Olimpiese wenner. Jy is 'n goud, silwer en 'n bronswenner en dis op grond daarvan wat ons medaljes toegeken is. Deesdae sit ons 'n silver outstanding by om daai groot gaping tussen silwer en goud daar te kry. En natuurlik toe het dubbelgoud het die standaard geword van die superieure toekenning. So dis die rede hoekom die Veritas skou begin is juis gebaseer op die feit dat ons wil vir die verbruiker 'n hulpmiddel gee as hy 'n wyn gaan kies, wat het 'n ander paneel vir daardie spesifieke wyn gegee. En jy het al daarna verwys en dit is 'n persoonlike voorkeure speel by die verbruiker 'n geweldige groot rol. So gaan 'n sekere handelsmerk sê dit is die beste wyn op die mark, maar hoekom kry daardie wyn nou sê net maar 'n silwer medalje en nie 'n dubbelgoud nie? Ek dink 'n mens moet gaan kyk na die beoordelingsstelsel wat Christo gegee het. Daardie wyn word op een dag van 'n spesifieke bottel geproe by 'n spesifieke geleentheid. En daardie wyn kan anders lyk 3 maande later of 6 maande later. Daar is wel ontwikkeling. Ons weet dat elke wyn in die bottel gaan deur 'n proses van ontwikkeling nadat hy gebottelleer is. So dis die een sy daarvan. Die ander sy is dat die beoordeling word op 'n hoogs tegniese vlak gedoen. En dit gaan beteken dat die wyn word beoordeel uit 'n verskillende oogmerke en nie uit persoonlike smaak nie. Ek dink dis 'n baie belangrike ding. Ons is juis besig nou met beoordelaar opleiding waar ons vir die mense sê, wanneer jy 'n beoordelaar is, moet jy jou persoonlike voorkeure een kant toe skuif en jy moet begin proe en beoordeel wat die wyn voor jou is. En soos een van my kollegas altyd sê, jy moet die wyn respekteer want dit is iemand anders se handewerk, van die wingerd tot in die kelder tot in die bottel. So behandel die wyn met respek en gee die wyn die waarde wat dit toekom. En ek dink as 'n mens deur daardie filosofie gewerk het, dan gaan 'n mens begin agterkom dat die Veritas kompetisie se uitslae is juis daarop gebaseer dat ons vir die verbruiker wil 'n ware prentjie gee van wat 'n paneel op daardie spesifieke dag in September vir daardie wyn 'n medalje gegee het.
Ek wil ook vra oor die bietjie omstredenheid. Ek is jammer dat ek nou hamer daarop, want 'n mens moet mos nou kyk, ek is baie positief, ek wil altyd baie positief werk. Maar so nou en dan moet 'n mens mos nou maar ook verwys na omstredenheid in die verlede, die proef van wyn, die beoordeling. So julle kan 'n bietjie daaroor dink as julle wil en hoogtepunte. Jy weet daai oomblikke wat jy net dink, hierdie is dan 'n fantastiese wynjaar vir Suid-Afrika. Maar Elsabie, dame, ek weet nie hoe sy alles bymekaar trek. Ek onthou baie goed by een van die toekenningsgeleenthede, is nou nie die groot Veritas Kiks geleentheid nie, 'n kleiner geleentheid. Hier daag mense op wat nooit gesê het hulle kom nie. En sy moet nou iets doen met hierdie mense. Jy weet, dis borge en daai tipe van goed. Dis 'n moeilike werk om te doen, Elsabie. Ek weet nie hoe trek julle alles bymekaar elke jaar nie. Ja, Martelies, gelukkig is ons 'n lekker span wat saamwerk. Ek kan dit nie alleen doen nie. So ek het 'n lekker span wat al jare betrokke is en elkeen het maar sy eie gedeelte wat hy doen. Een hanteer die beoordelaars, die uitnooi van beoordelaars, ander hanteer die inskrywings en so vat ons maar alles bymekaar op die ou end. As dit by funksies kom, ja, dit het al 'n paar keer gebeur dat daar mense opdaag en nooit laat weet dit nie, maar dit is... Hierdie tannie kan baie kwaad raak. Sy, ons noem haar generaaltjie. Ek het net gedink dat ek net asseblief nooit aan haar slegte kant val, dalk was ek al dit. Maar ja, nee, daar's 'n lekker span wat saamwerk en ja, een van my motto's by so 'n groot funksie is, daar moet altyd 'n spaartafel wees vir daai onverwagte ouens wat opdaag en so aan. Maar ja, dis... Wat is die moeilikste deel van hierdie tipe van reëlings? Ek kan ook dink seker, ek meen mense moet inskryf. Nou, mense te motiveer om in te skryf. Ek dink meeste mense wil van nature inskryf, maar mense moet mos maar met enige iets is daar bemarking wat jy nodig het om te doen. En so aan, wat is van die grootste uitdagings vir julle? Ja, wat is maar, jy weet kort, as ek nou die Engels kan gebruik, sommer 'n reminder uitstuur, veral voor 'n kompetisie se inskrywing sluit. Daar's Lelani wat in die kantoor sekretaresse is, ontvangsdame is baie goed daarmee. Sy maak die mense redelik mal daarmee en sy sal hulle sommer bel en sê, jy weet, jy het nog nie ingeskryf, jy het verlede jaar ingeskryf, kom, skryf in. Maar ja, die span en agter die manne wat met die fisiese monsters werk en die ontvangs en so aan. So ja, dit is 'n lekker groep mense om mee saam te werk en ek dink die uitdaging, Martelies, jy het vroeër verwys na kompetisies. Daar is bykans 24 wynkompetisies in Suid-Afrika. So die uitdaging vir iemand soos ons is om relevant te bly. En hoe kry jy die verbruiker om geloofwaardigheid in jou kompetisie te hê? Hoe kry jy die verbruiker om jou uitslae regtig waar te glo en te verstaan? Want dit is baie seker vir die algemene verbruiker, dit moet vir hom soos 'n slagveld lyk. Jy weet, jy kry 'n wyn wat op 'n een kompetisie is, dit 'n Absa top 10, kom ons praat dan nou van Pinotage, en dan kry daai selfe wyn op ander kompetisies 'n brons of 'n silwer, jy weet, en dit is ook wat Benny na verwys, 'n wyn op 'n spesifieke dag proe anders as hy 3 maande later. Ek meen die Semillon, hierdie mooi Semillon wat nou voor ons staan, was so vars wyn gewees en jy kan nou al klaar proe hoe die wyn begin bottelveroudering kry. Nie bottelveroudering nie, maar hy raak net nog meer gekompliseerd. Ja. So wyn is 'n lewendige wese, jy weet, en op 'n spesifieke dag kan 'n wyn net heeltemal anders te proe. Maar om terug te kom na kompetisies, 24 wynkompetisies. So om vir 'n wynmakers ook te kry of dan jou groot handelsmerke is, hoekom sal hulle vir jou kompetisie inskuif en 'n ander kompetisie nie voor inskuif nie? Dit is ook een van die uitdagings. Ek wil net sê voordat ons verder gesels, die wyn is net, as jy asseblief doen die moeite om dit in die hande te kry, die neus, jy hoef hom eers te drink nie, is 'n verskriklike ding om te sê. Ek het dit nie gesê nie. Maar net die neus self, jy wil hom net ruik die hele tyd. Dis verskriklik mooi wyn. Ek het hierdie storie al voorheen vertel, maar jare gelede toe ek nou my 20's is en ek word nou vir die eerste keer gevra om 'n potjie kos kompetisie te kom beoordeel, sê my pa, my kind, jy vat daai vorms waarop jy die punte aangeteken het, huis toe. Jy los dit nie op 'n tafel daar nie en jy besef net daar selfs iets, wel nie dat 'n potjie kos kompetisie noodwendig eenvoudig is nie, maar selfs iets soos 'n eenvoudige potjie kos kompetisie kan verskriklik baie emosie ontlok, jy weet. En dan dink jy byvoorbeeld aan kompetisies soos die Eat Out Awards wat se hele struktuur moes verander. Daar was kritiek daaroor gewees, daar was chefs wat baie kwaad was oor die resultate oor die jare. So hoe hanteer julle daai tipe van moontlike terugvoer wat jy kry, soos jy nou sê, doen goed by die een kompetisie en dan by die ander kompetisie nie so goed nie. Hoe werk julle met mense wat sê, luister, ek dink regtig nie die uitslag is korrek nie, voor dit ook al sê?
Ja, jy gaan altyd kritiek kry. Ek dink die groot ding, en dit is iets wat ons nogal voorstaan, is deursigtigheid en terugvoer. Kommunikasie is tweesydig. En as iemand jou bel, moet jy en hy het navraag oor hoekom sy wyn 'n sekere punt gekry het, dan moet jy vir die persoon kan sê. En ons het 'n instelling wat ons sameroepers van panele moet basies 'n hele verslag skryf oor dan sê maar die 80 wyne wat hy op 'n spesifieke dag, of as jy 3 dae gebroed 240 wyne, moet jy 'n verslag ingee en jy kan algemene indrukke gee oor wyne. Dis die een ding, en dan die ander ding is as daar so 'n navraag kom na die kantoor toe, dan moet ons kan sê ons het gevind die suur is uit balans, of die tannine is bietjie hoog, of die wyn jy moet net goeie terugvoer kan gee. Dit vertel net vir my tendense oor die jare, Benny, julle almal kan bykom as julle wil. Ek kan dink dat oor die jare, jy weet, die een dag is, ons het 'n bietjie van lig af gepraat oor almal wat nou vir 'n troue 'n tequila bestel, en gin is nou uit, en ag, die tipe van goed. Wat is nou op die oomblik in? En dit is dieselfde met wyn. Jy weet, met wyn is daar tendense waar almal wil nou net Syrah drink, voor en agter, daai tipe van ding. En dan raak dit Chenin, dis nou alles is nou Chenin. Beïnvloed dit enigstens die wynkompetisies, of gaan dit net regtig oor is hierdie 'n goeie wyn of nie? Daar word nou natuurlik baie gepraat oor die feit dat Suid-Afrika meer hittebestande en geharde kultivars plant wat meer hier, jy weet, hoort by ons, die Grenache en almal dit, mense is nou Grenache mal byvoorbeeld. So beïnvloed dit enigstens daai uitslae oor die jare? Ja, ek dink dit gaan definitief die uitslae beïnvloed, want die tendense gaan bepaal watter wyne word ingeskryf vir die kompetisie. So ons almal om hierdie tafel het saam met 'n legende gewerk by die name van Duimpie Bailey, en Duimpie Bailey het vir my geleer, beoordeel die wyn in jou glas. Vergeet van wat die geraas wat jy buite hoor. So die punt wat ek vir jou probeer maak is die tendens van wat in die breër wêreld aangaan, gaan bepaal vir die aantal wyne wat ingeskryf word. So byvoorbeeld, jy het gevra van in die verlede, toe ek jongeling was, en dis ook al 'n rukkie terug, kan ek onthou 1 jaar, en julle manne kan my nou, en dame kan my nou help, het sherry verskriklik goed gedoen by Veritas. En ek bedoel, ons kan ons nou maar self 'n bietjie spot, en daai spesifieke jare het hulle Veritas Sherrytas genoem. So, maar die sherries wat ons maak in hierdie land is fenomenaal, en hulle het almal net deurgekom. Ons mag dit nou natuurlik nie meer sherry noem. En dit gebeur nou met brandewyn ook. Ja, dit gebeur, en dis die tendense. Om jou vraag te antwoord, dink ek, is daar 'n groot dryf na Chenin Blanc op die oomblik, en die kwaliteit van Chenins is goed. Wat vir my interessant is, en ek kyk, hulle sê mos jy proe wat jy by die huis proe, en my vrou wat anti-gehoute witwyne is, kan nie nou genoeg gehoute Chenin Blanc dit drinkie. Mooi. En dit is net daai kompleksiteit en die ontwikkeling, en hoe jou palet ontwikkel, en hoe die tendense verander. So dis aan die wit kant, en dan definitief 'n Grenache Blanc. Ek is mal oor 'n lieflike Grenache. Aan die rooi kant dink ek is dit, en ek hoop dit is weer terug na Shiraz toe, want daar is soveel Shiraz in ons land, en ek onthou ek het 'n Pinotage hoedjie op. Maar ons sit met al die pragtige Shiraz wyne in die land, en ek dink net Shiraz kry nie altyd die erkenning wat dit behoort te kry nie, maar ook versnitte. Ons kan van die mooiste versnitte maak. So dis moeilik om die verbruiker te lees, maar ek dink die verbruiker wat wyn geniet, die deursnee verbruiker, is bietjie meer ontwikkeld en soek iets interessant, en die jonger generasie wat ons nie kan, die Gen Z's wat ons nie kan pinpoint nie, hulle verloor baie gou belangstelling, so jy moet hulle belangstelling konstant prikkel met nuwe idees. So ek dink al daai tendense gaan oorspeel in die tipe wyne wat ons kry vir inskrywing. Die beoordelaars gaan kwaliteit beoordeel. So dit wat voor jou is, gaan jy beoordeel.
Die groot voordeel van Veritas, omdat ons die resultate het sedert die eerste skou in 1991, is ook dat ons 'n geskiedenis nou het van oesjare, want ek dink ons moet dit vir onsself sê. Ons maak van die heel beste wyne in Suid-Afrika elke jaar, maar daar is uitskieter oesjare wat bo gemiddeld en ek wil amper sê bo menslik is. So dit sien 'n mens baie duidelik by Veritas. So in witwyne kan jy die witwyn goeie jare perfek sien en met rooiwyne sien ons daai pieks van die uitmuntende rooiwynjare. Dit sien ons van die begin van die kompetisie af. Die ander sy van die saak is, ek dink die Veritas kompetisie het fantasties daar geslaag om vir ons al ons versnit rooiwyne in verskillende klasse te begin kry. Ons het nou al Bordeaux versnitte vir 'n hele klompie jare, maar ons het vergeet van die ou Kaapse styl versnitte wat dateer uit die dae van Alto en Chateau Libertas en die KWV se Rodebergs. Daardie versnitte is hier gemaak uit ons eie kultivars wat op daardie stadium goed presteer het. En so dit bygedra dat Veritas 'n spieelbeeld begin raak het van wat in die bedryf aan die gang is. Ek wil sê dit is die rede hoekom ons die terroir kompetisie bygevoeg het in 2019. Marius Lapeskagni, alias Lappies, het die kompetisie begin in 2005, juis om 'n gaping daar te stel vir nuwe kultivars. En deel van die kompetisie van terroir is dat ons het 'n nasionale sertifikaat vir elke kultivar wat inskrywe, maar hy moet 'n baie hoë punt behaal voordat hy dan nasionale sertifikaat kan kry. En dis waar ons nou Alberino sien wat deurkom, en Grenache Blanc, en waar ons Mourvedre sien wat deurkom, en dies meer. So dit is die rol van die kleiner kompetisie, wat nie net gaan oor die terroir nie. Want terroir uiteindelik is die hart van enige wyn. Ja. En jy kan nou maar met die twee wynmaker kollegas van my praat oor die rol van terroir in Suid-Afrika, want ek dink ons sit met van die heel wonderlikste terroirs in ons land, van reg onder in die Suid-Kaap tot bo in langs die Weskus. En dit is die voordeel daarvan dat ons terroir by ons het, is om nuwe kultivars bloot te stel aan die verbruiker, maar om ook te sê, ons het hierdie uitmuntende enkelwingerdwyne en die nuwe kategorie natuurlik, wat almal baie mal oor is ons ou wingerde. Hulle gee vir ons wyne van 'n totaal ander karakter en kwaliteit, wat ons uniek maak in die wynwêreld. So mooi gestel daai, dankie Penny. Die Ghost Corner van David Nieuwoud natuurlik, Sauvignon Blanc 2024 is dan die terroir toekenning 2025 wenner. Vertel vir ons van hierdie wyn asseblief, Christo. Ja, Jessie, ek meen hierdie wyn is in die Cederberge, die adresse op die Cederberge, maar as ek reg is, word die wyn ook uit Elim uit sy oorsprong, die Ghost Corner, verwys juist na die Elim gebied toe. En ek het 'n baie naby familielid, ek kan hom maar sy naam noem, Tinus, hy is ook betrokke daar in die Cederberge. En ek dink dit is net, weer eens, as jy nou kyk vanoggend, die eerste wyn wat ons geproe het, die Lamotte, wat die Generaal Smits gewen het, kom uit Elim, en hier proe ons die terroir kompetitiewenner, is Sauvignon Blanc ook uit die Elim uit. En sê vat, dis tradisioneel nie eintlik, vir baie jare was dit nie erkende wynareas nie, dit is areas wat eintlik later ingekom het, wil ek amper sê, en dan as jy vat dat 'n keller so Cederberge druiwe gaan koop in Elim, en dit dan, ek weet hulle ry daai druiwe net so vars tot in die Cederberge waar hulle die wyn maak. So hierdie is definitief ook erkenning, jy weet in die terroir kompetisie is dit dan nou soos met die jongwynskou en soos met die Veritas, kies ons dan basies 'n topwyn, ja. en dit is dan nou daai verlede jaar se topwyn, maar dit is ook so gekompliseerde wyn, ek dink hoe langer dit die glas wat staan, hoe meer begin die wyn net al hoe meer verskillende nuances wys uit die glas uit. Ek het nou 'n slukkie gevat en geryk, ek gaan hom nou los, kom ons kyk hoe dinge ontwikkel die volgende halfuur of so. Dit is dan die terroir toekenning van 2025 wenner, daai Ghost Corner, is regtig 'n verskriklike mooi wyn. Ons gaan nou die Veritas Vertex toekenning wyn proe, dit is 'n Mentors
Perel natuurlik. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor ook gesels en dan hoogtepunte, die omstredenheid van die verlede voordat ons kom by die hoogtepunte en dinge wat vir julle uitgestaan het. Oomblikke wat jy daar staan is iemand wat jy dalk al oor jare sien opkom met hierdie vlakke van die bedryf en uiteindelik 'n sukses bereik wat vir hulle ook maar moeilik is by tye. Dis nie vir almal 'n maklike pad noodwendig nie. Wil ek vra oor die Pinotage top 10 wat net hierdie ongelooflike sukses is. Die oomblik toe De Wet nou sê uiteindelik moes maar 'n Pinotage keppie aan. Toe voel ek net 'n mens om daaroor gesels van daai top 10 is so gesog. Daar is soveel liefde vir daai handelsmerk. Vertel ons 'n bietjie van die begin daarvan. Dis nou al voor die begin van die nuwe millennium gewees. Ja, so julle vra nou vir verkeerde persoon. Ja, ons gaan nou om weer van die lig af kry as hy Pinotage van Maar ek dink die sinergie tussen die kompetisies is hier ter sprake, want daar's die Pinotage kompetisie, Pinotage wat verlede jaar 100 jaar oud was en ons het by Veritas baie fokus op Pinotage gegee ook verlede jaar in daai opsig. So daar's 'n sinergie tussen die kompetisies en ons is lief vir mekaar en dit kom weer op wat ek vroeër gesê het is die beste wyn in jou glas. Maar die Pinotage kompetisie wat 'n hele paar jaar al aan die gang is, hier praat ons die assosiasie is in 1995 gestig en die eerste kompetisie was in 1997 gewees. So dis wanneer die kompetisie aan die gang is. Die ding wat ons verlede jaar probeer doen het en ek is nogal trots om dit te sê, wat ons probeer doen het om 'n brug te bou tussen die twee kompetisies was, ons het vir 'n Beierstreeter en kom ons noem dit nou maar vir 'n gebrek aan 'n lekker Afrikaanse woord, ons het 'n heavyweight paneel daar gestel om te beoordeel by Veritas verlede jaar. En die wonderlike ding was gewees, daar was raakpunte tussen die twee kompetisies. So Veritas Pinotage wenners en die top 10 wenners, daar was wyne wat geoorvleuel het. Maar Veritas dis presies wat Veritas is. Dis nie net een cultivar. Dit doen goed vir al die verskillende cultivars. En ek kan net sê dat Veritas in dieselfde opsig as top 10 het verseker dat wynmakers se wyne het verbeter. Die kwaliteit is definitief beter. So die kompetisie het die bar gelig en dit aan die einde van die dag is tot die verbruiker se absolute voordeel. So daai kwaliteit maatstaf is definitief daar. Elsabie wil ietsie sê. Ja, miskien net daarby toe Pinotage top 10 kompetisie begin het, was die eerste 2-3 jaar deel van Veritas. Ek dink Penny sal dit kan onthou. Jy het 'n deel uitgemaak van die Veritas beoordeling. Ja. Tot dit te groot geraak het. Ek dink dit was 3-4 jaar gewees. Ja. En wat daar toe besluit is dat die top 10 heeltemal apart van Veritas beoordeel moet word. Maar Martelies, ons het 'n baie goeie samewerking in die bedryf. Ek wil net herhaal wat ek vroeër gesê het. Die Nasionale Wynskouvereniging is 'n bedryfsliggaam. Ons werk vir die bedryf. Ek het die voorreg gehad om van die begin af saam met Veritas te werk en saam met Elsabie en saam met Lourens Jonker wat destyds ons voorsitter was. En ons moet nog 'n bietjie praat oor die legendes wat ons voorsitters was by die Nasionale Wynskouvereniging. Maar die voorreg wat ons gehad het destyds was om te sê ons wil belê in ons cultivars in Suid-Afrika. En ons het 'n borgskap gekry van destyds die Landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop of Agri Expo om juis hierdie cultivar verenigings te begin sodat ons kan die momentum aan die gang kry dat daar meer klem gelê word deur 'n ander groep mense oor cultivars wat uiteindelik gaan oorspoel na Veritas toe. En dis hierdie kruisbestuiving en samewerking wat ek dink deel is van wat die nasionale wynskou voorstaan. Ons is nie hier ter wille van onsself nie. Ons is hier ter wille van die bedryf. Ons gaan nou daai legendes onthou. So ons kan vir julle vra dat julle 'n paar name vir ons nou noem. Daar is al 'n paar name genoem. Hoogtepunte uit die geskiedenis wat julle onthou. Oomblikke wat jy voel regtig, jy staan daar, dink jy dit is hoekom ek doen wat ek doen. Gaan ons links na regs beweeg. Christo, jy klink asof jy iets het om by te dra so lank. Ek het destyds in die wynbedryf begin in 1996 was my heel eerste oesjaar of my heel eerste jaar as 'n assistent wynmaker. Daai jaar by Rooiberg Keller net daar buitekant Robertson. En ons het 'n legende gehad onder wie ek daai tyd gewerk het, Dassie Smit van die ouer luisteraars sal seker vir hom baie goed ken. En oom Dassie was eintlik gedryf deur kompetisies. Elke tank wyn wat ons gemaak het, moes in 'n kompetisie kon wen.
En ons eerste jaar wat ek toe 'n Veritas funksie bygewoon het, en dit was nog Elsabie by Nederburg in die Parel het ons dit gehou. En daai aand toe sit ons by die skou, ek en Dassie en Tommy was ook die wynmaker, en al die kellers se name is uitgeroep, en ek sê vir hulle, maar ons het dan nou niks gewen nie. En Benny, jy het aangekondig die aand, en jy het gesê, daar's een keller. Hy het 6 dubbelgoud en 6 goud gewen. En toe sit Rooiberg keller. En dis my eerste jaar, en ek het gedink, hoe moeilik kan dit nou wees? En dis die laaste keer wat ek 6 dubbelgoud in my lewe gewen het. Eerste en die laaste keer. Die eerste en die laaste keer. So ek was net baie gelukkig. Ons het baie goed afgespring, maar ons kon dit nog nie weer reg kry nie. Ja. Nee. Elsabie, die mense wat jy so op die verhoog verwelkom, oomblikke wat vir jou uitstaan. Veral as dit kom by soos verlede jaar met die generaal Smuts, om daai gesigsuitdrukkings te sien, daai Edmund se blydskap toe hy verhoog toe kom, en dan moet jy baie keer die mense smeek om daar te wees. Hulle beplan nie om by die funksie te wees nie, maar nou weet jy kan nie vir hulle sê hoekom moet hulle daar wees nie, en jy probeer stories uitdink en whatever, en baie keer proe ons nog die wyn, en dan wil jy van die ekstra monsters hê, en jy moet sê, maar die kus wyn het geval, daar is nie meer genoeg om by die proe uit te stal nie, die wyn het geval van die lorry af, net om ekstra bottels in die hande te kry, om die wyn te proe aan te bied. Ek kan nie wag om daar van die verhoog af net die gesigsuitdrukkings te kyk, en veral as ons nou kyk na Kwaatjie se gesig verlede jaar, toe sy vir die 3de keer die Vertex wen, en die opgewondenheid en die baie keer die verslaandheid en alles. Jy moet nou verduidelik wie Kwaatjie is. Kwaatjie is ja, maar ek was ook Kwaatjie op van bly, ek was ook. Okay. Op die marathon was ek ook Kwaatjie geweest. Ek kan nie verstaan dat mense net heeltyd rondloop en glimlag nie. Wie loop rond en glimlag heeldag? Ek glimlag vir jou as jy vir my glimlag, maar ek meen wie loop rond heeldag glimlag, en dit gedink ek lyk nors. Martelise dan. Elsie het ook so 'n manier, as jy by 'n kompetisie kom, dan wil jy kyk waar jy sit. Ja. En as jy baie ver sit, dan weet jy het 'n goeie kans, want sy het 'n manier om vir jou so ver te laat loop al die pad tot op die verhoog. Okay. Daar pleit ek deesdae onskuldig, dis nie meer ek wil die sitplekke uitsit nie, dis my kollegas. Jy moet seker ook al die mense so goed ken, en wie kom met wie oor die weg en nie oor die weg nie. Een wil nie in daai hoek sit nie, en hy wil nie te na die musiek sit nie. Jennis, erger is 'n troue. Vaderland, en die skoon mense in sake. Ja, legendes, daar's so baie. En oomblikke van die geskiedenis asseblief, as jy kan onthou eers bietjie voor ons kom by die legendes. Sjoe, geskiedenis, jou eerste dubbelgoud wet, kan jy onthou? Ja, ek kan dit baie goed onthou. Dis deel van 'n legende. Ek het dit gemis. Ek het in Amerika gepars. En tweede na Rooiberg se na Dassie se sukses was Baarmakersvallei geweest. Met my destydse bestuurder Chris Roux, wat nou ongelukkig nie meer met ons is nie. 3 dubbel gou is, so dit was fantasties geweest. Pinotage daai jaar as ek Pinotage, Cabernet en Merlot, alles uit Cool Wellington area. So dit is wonderlik. So daar's so baie wonderlike oomblikke in die geskiedenis wat ek onthou. André van Rensburg wat die generaal Smuts gewen het. Ek dink ons almal kan daai ene onthou. Op Robertson. Ja, wat hy opgespring het en baie loviaal en uit volle bors uit, maar dit gevier het, en André is 'n groot vriend van my, maar dit is wat hierdie kompetisies beteken, want jy werk regtig hard. My eie swaar, Erik Simon, wat by Riebeeck Kellers was, het die generaal Smuts gewen
by 'n fantastiese funksie wat ons by die muisposskerm gehad het. Ja. Dit was Op die een strand. van my hoogtepunte gewees daarin. Waar die tafels omtrent 30 cm onder water gestaan het. Weskus Dan maar net mooi kuiers. daar oor jene. Was nou die dag daar nie geëet nie, net gou vinnig gestop. Kan jy glo mense sit hier vir 'n stukkie kreef nie. Wie doen dit? Dis verskriklik. maar Benny, Lisa, vertel kry- vir ons, jy moet onthou seker. Ja, nee, Jy maak my hart so seer as jy nie kan stilhou vir 'n lekker kreef nie. ja, dis Ai, swaar, dis swaar, ai. ek sê vir jou. Maar Ja. ek het 'n ongelooflike voorreg gehad om oor die afgelope 34 jaar die seremoniemeester te wees by die Veritas toekennings. En ek kan vir jou sê, ek het elke jaar het ek hoendervleis gekry wanneer ek die dubbelgoue wenners aangekondig het. Die atmosfeer wat soos 'n swaard gesny kan word in die vertrek waar ons ook al was. Deesdae is ons by die Kaapse Konferensiesentrum met honderde gaste. Dit is net 'n ervaring wat ek dink nie 'n mens regtig vir iemand kan beskryf nie. Soos ek sê, ek kry hoendervleis vir elke kelder wat ek aankondig vir 'n dubbelgoud. Want ek verstaan iets van die emosie wat ingaan om erkenning te kry vir jou wyn op daardie hoogste vlak. En ek dink dis hoekom destyds toe ek gevra is om te kom help saam met Veritas, dat Lourens Jonker vir my gesê het, hy en Dani de Wet wat na hom gekom het as voorsitter, ons moet Veritas die land se beste kompetisie maak, maar ons moet ook die kompetisie wees wat die erkenning op die hoogste vlak by die beste geleentheid vir ons mense moet gee. En ek dink dit was vir my hoogtepunte jaar vir jaar vir jaar. Maar dan moet ek sê, daar was 'n ekstra hoogtepunt in 2009 toe ons wynbedryf 350 jaar oud was. Toe het ons besluit, ons gaan van daardie jaar af al ons lewende legendes vereer. En daardie heel eerste jaar in 2009 het ons 'n lys gehad van Elsabie, wat was dit, 25 of so van ons lewende legendes, en om hulle daai aand een vir een op te roep en 'n paar woorde oor elkeen van hulle te sê en hulle bydra tot ons bedryf op die verhoog, en elkeen kry sy toekenning met daardie stempel van 1659 op sy toekenning. Dit was vir my een van die mees emosionele aande in my lewe, om daardie mense wat my mentors was tot op daai stadium, om hulle op die verhoog te kry en om vir hulle te sê dankie vir wat julle vir die bedryf gedoen het. Ja. En so kry ons hulle nou jaar na jaar, ons het volhou daarmee, ons staan nou oor ver meer as 100 van ons lewende legendes wat dit ontvang het, en dit is vir my iets wat ek dink 'n ander sy van die Veritas toekennings is. Dit gaan nie net oor die wyn nie, dit gaan ook oor die mens agter die wyn. Ja. Ons kan seker nou nie almal deurdraf nie, maar ek dink dit is belangrik om mense te onthou in gesprekke soos hierdie. So dalk elk van julle 'n legende wat julle onthou nog steeds met ons, of ongelukkig nie met ons nie, wat vir julle uitgestaan het oor jare. Daar's 'n paar name al genoem. Dumpy Bailey is natuurlik, ek dink vir almal, ek meen sy naam word omtrent in elke episode genoem. Dis wat 'n fenominale nalatenskap. Christo, kom ons begin by jou legende wat jy sal wil uitwys. Yes, dit is vir my altyd om op baie verhoog te staan, nou die laaste paar jaar as voorsitter, en daai mense kom op en hulle kom staan langs jou om aan te sluit by Benny en te sien hoe van hulle trane in hulle oë kry om op 'n later stadium in jou lewe vereer te word. En dis moeilik om uit te sonder, is moeilik om name te sê, maar ek dink een spesifieke persoon wat my nogal aangeraak het die dag was toe Ola Olivier daar voor kom staan het. Nou dis iemand wat sy hele loopbaan, seker maar soos ek nou in die koöperasie kant geleef het en uitgeleef het en nou nooit by soos dan nou 'n landgoedkelder betrokke was nie, en nie iemand wat altyd die erkenning moes gekry het wat hy kry nie, en om so iemand te sien en met so iemand te gesels en vir so iemand erkenning te gee is vir my nogal spesiaal. Op daai voorlaat ons by Elsbie kom, kyk, Ola was 'n mentor vir baie van ons, maar jy het nooit Ola se oproep geantwoord as jy jou bel nie, want dit is 'n lang oproep gewees. Of jy het eerder geantwoord, maar jy het nooit hom gebel nie, want jou minute gaan opraak. Yes, ek moet jou die storie vertel. Asseblief. Ola het 'n verskriklike hakkel gehad op hom.
En ek was by 'n vorige kelner gewees en dan bel hy jou as hy nou by jou wil wyn koop. En hy bel my en ek soos die wet nou sien, ek sien dis Ola en ek laat die foon so 4-5 keer lyn toe antwoord ek nou maar. En Ola sê vir my, maar hy is op soek na 'n tinkie, en ek sê, soek jy Chenin Blanc, hy sê nie 'n Kolumbar. So hy het heel op verkeerde cultivar gehakel ook, maar dit is 'n absolute legende in ons bedryf gewees. As by jou kant? Ja, ek dink wat ek sal onthou is Lourens Jonker. Ek het begin werk saam met Lourens toe hy nog direkteur van KWV gewees, toe was hy nog eers voorsitter nie. En dit was toe die Woester en Robertson skou nog een was. So nou praat ek van vroeë 80 seker. En toe het hulle nog middagetes gehad en aandetes funksies en ek onthou toe ek vir Lourens die eerste keer ontmoet het, nou bedien ons jong meisies wyn aan die tafels en goed. En ek sê vir hom, middag meneer, wat kan ek vir jou skink? Hy sê, ek sê jou meneer, ek sê oom, nee, ek sokkie jou oom, jy noem vir my op my naam. En vir my as 'n jong meisie daai tyd was dit baie erg, want jy het groot geword, iemand wat 10 jaar ouer as jy is, kan jy nie op jou naam noem nie, maar dit is in die werksomstandighede en daarna baie jare saamgewerk en onder andere was hy ons voorsitter en wat Veritas begin het en so ja, dit is 'n groot ou om te onthou. Ja, weet nie jy? Martelies, dis soos Christus sê, mens kan inderdaad daai hele lys maar net lees en miskien moet ons vir jou die lys stuur dat jy dit op jou ek dink so. Ek dink jy moet dit laai op jou webtuiste dat die mense kan sien wie is hierdie ongelooflike stel mense. Maar ek dink daar's 2 legendes wat vir my in my lewe in die wynbedryf die pad vorentoe gewys het. En dit was Duimpie Bailey, en hy is nou nie meer met ons nie, en die ander is Günter Breusel. Ek dink die bydraes van daardie 2 legendes vir my aan ons wynbedryf in alle opsigte, nie net die maak van wyn nie, maar ook die beeld van Suid-Afrikaanse wyn, plaaslik en in die buiteland. Hulle is die mense wat vir my ongelooflik baie geleer het oor wat wyn vir jou beteken. Ja. En dis ook hoekom die Vertex toekenning se naam herdoop is toe Duimpie oorlede is na die Duimpie Bailey Vertex trofee toekenning. Weens sy bydrae tot die bedryf, maar ook omdat hy so ongelooflik was. Nou Günter Breusel is nog met ons, 'n ongelooflike wynman wat tot vandag toe nog, ek dink erken word vir nie net sy bydrae tot die kwaliteit van wyn nie, maar ook die tegniese kant van wynkelders. Hy het talle wynkelders help ontwikkel en ontwerp in Suid-Afrika. So dit is daai 2 mense met wie ek persoonlik 'n lang pad geloop het, wat dit vir mens net vir jou sê, ons moet dankbaar wees in Suid-Afrika vir al ons legendes, vir alles wat hulle gedoen het, en dis hoekom ons hierdie toekenning begin het. Dit is die wyn in die glas ook voordat ons kom by De Wet en sy legendes wat vir hom uitgestaan het. Ons kan so nog so 'n bietjie daaroor gesels natuurlik ook. Vertel vir ons van die wyn in ons glas. Dalk sal jy dit vir ons doen, De Wet, asseblief. En Sure. dit is natuurlik die Duimpie Bailey Vertex Veritas wenner. So Benny het definitief een van my helde en legendes aangeraak in 'n Duimpie Bailey. As ons by die wyn uitkom, ons het as 'n bestuur wou ons 'n toekenning kry wat absoluut die top van 'n Veritas kompetisie kon wees en ons het lank gedink en 'n Vertex is die punt van 'n driehoek. Dis die toppunt, dis absoluut wys na die bokant, wil ek amper sê, die beste van die beste. En dit is vir my ekskuus Benny, dit is vir my absoluut wat Duimpie Bailey was en is. Hy wou die bedryf eerste stel, hy wou die bedryf die beste maak, hy wou verseker het dat Suid-Afrika nie wyn in bulk uitvoer nie, maar dat elke liewe druppel wyn wat uitgevoer word in 'n bottel gaan, want die kwaliteit is daar. Ja. So ek dink daar's nie 'n beter toekenning vir 'n beter persoon nie. So Duimpie is definitief daar, Günter Breusel, soos Benny tereg gesê het, almal manne wat diep spore in my lewe getrap het. Günter is soos Ola gewees, as hy by jou kom kuier het, dan is jou hele dag daarmee heen, want Günter, ek het natuurlik by dieselfde keller gewerk as waar Günter gewerk het, by Netelingshof. Hy het so baie van jou tyd vereis, maar hy het so baie teruggegee ook, so
Maar dan wil ek ook graag twee of drie ander legendes bysit. Net kortliks, ek het groot geword, ek het gestudeer as 'n student en Sondag, menigte Sondae, toe ek nou al by Annelie begin kuier, by my vrou begin kuier het ons Sondag Mara by hulle bure gekuier en hulle bure was David Simon, grondkundige wat ook nie meer by ons is nie, ook 'n Veritas legende, en Eamon Archer, ook nie meer met ons nie, een van die wêreld se top wingerdboukundiges, en Driekus van die Westhuizen, hy en Gunther Brussel hulle is nou kamermaats, wil ek amper sê, maar hulle is woonstel bure daar in Somerset West. So ek het skouers geskuur met regte legendes en dit is wat die wynbedryf doen. Ek dink meer kennis opgetel op Woensdae Mara in 'n fishmonger op Stellenbosch. Saam met David Simon en Eamon Archer wat ons geëet het. As jy bevoorreg genoeg was, het hulle jou saamgenooi en dan het jy net geluister. Jy het wyn gedrink en jy het geluister en Marco wat by KWV is, hy kan vir julle honderde stories vertel van daai twee. En dan my laaste legende het ek reeds genoem, of tweede laaste is 'n Chris Roux wat ek baie respek voor gehad het, en dan het ons vir jare 'n groot legende verloor in Charlton, ook van die Parel, en wat diep spore getrap het in Veritas, maar ook in die bedryf. So Ons het nog 'n bottel van sy vonkelwyn in ons yskas. Wat die etiket op, ek het gaan kuier by hom om 'n onderhoud met hom te doen, en toe stuur hy nou die wyn saam met ons. Ons het so gekyk, ons moet hom drink op saal, jy weet. Ek weet nie, mense wil dit amper nie oopmaak nie. Ek wil net sê, kom ons huildronk op die legendes met Kwaadjie, jou wyn is lekker. Isel, baie dankie, dis 'n verskriklike mooi wyn hierdie. Maar ons het nog nie gesê wat haar regte naam is nie. Sy is Isel van Blerk. Ja, ek het genoem, ja, Isel van Blerk. Sy was mos hier ook gewees op 'n stadium en toe op pad hiernatoe ongeluk gemaak. Ek het verby hulle nog gery ook, maar sy was okay, nek bietjie seer en so aan, maar toe sê nee, ek kom. Iemand het gesê hulle bring my. Dis jy weet, daar by Panorama se afdraai daar rond was die ongeluk. Is nie hier buite gewees nie, maar sy het nog steeds dit tot hier gemaak. Ek wil wel vra, as jy nie lus is om daaroor te praat nie, jy wil niks antwoord, is dit regtig okay, maar daar's altyd 'n bietjie omstredenheid in die geskiedenis. Is daar 'n oomblik wat hierdie kompetisies moes oorleef? Geure wat nie hoort waar dit, jy weet, gesit is nie en al die tipe van dinge. Daar is mos altyd maar 'n bietjie omstredenheid. Is daar een wat jy voel 'n moeilike een dalk in die geskiedenis was om deur te kom? Ek sal afskop. COVID was 'n hengse moeilike tydperk om deur te kom. Vir die eenvoudige rede dat hoe beoordeel jy wyn sonder dat jy mag kontak hê en met al die reëls en regulasies. So dit was rarig, soos die Engelsman sê, touch and go, of die kompetisie daai jaar sou voortgaan of jare sou voortgaan. En weer eens daar moet ek vir Elsmee en haar span en spesifiek Sorita erkenning gee wat basies 'n protokol geskryf het hoe om wyn te beoordeel. Sorita se wat toe dokter, 'n mediese dokter by Parel Hospitaal. So hy kon bietjie help neem. So ons het 'n protokol geskryf hoe om wyn te beoordeel tydens COVID. En dit was eintlik het ons te min erkenning daarvoor gegee as ek nou daaraan terugdink. So dit was moeilik. En saam daarmee het die bedryf het swaar gekry, kon nie wyn verkoop nie. So as jy nie kan wyn verkoop nie, hoekom gaan mense wyn inskryf vir 'n kompetisie? So die finansiële kant daar agter is moeilik. En dan in dieselfde asem kan ek dit nou maar sê, ons sit hier met 'n ou hand, twee ouer hande in die bedryf, maar Benny kan 'n sent omdraai en hy kan mense kry om sente te gee. Moenie my vra hoe hy dit reg kry nie of hoe hy dit doen nie, maar hierdie man is fenomenaal om borgskappe te kry om so 'n kompetisie aan die gang te hou. Ja, moet weet hoe, want jy vra vir 'n goeie produk. Soms nou dan is dit mos bietjie makliker. Ek dink dit is die maklikste ding as jy glo in wat jy doen om iemand anders te oortuig. Ja.
Ek wil net iets by sê, as ek na hierdie wyn in die glas nou kyk. Ek wens die luisteraars kan saam met ons hierdie intensiteit van 'n wenwyn soos hierdie ervaar. En ek wil so ietsie sê oor beoordeling, want ek dink beoordelaars, jy praat oor moeilike oomblikke. Ek dink in al die jare wat ek by Veritas is, was daar altyd een of ander tyd iemand wat 'n vraagteken gehad het oor die kwaliteit van die toekenning. En ons kan teruggaan na ons beoordelaars toe, want hulle is aan die einde van die dag die mense wat pa staan vir die medalje wat toegeken word. So nie ek of Christo of De Wet of Elsabie kan regtig waar sê dis reg of verkeerd nie. Ons gaan terug na ons beoordelaars paneel toe en hulle gaan vir ons sê hierdie wyn was nie 'n goud werd nie, dit was net 'n silwer werd. Ja. Maar hulle gaan ook vir ons sê, ons staan daarby dat die wyn 'n dubbelgoud is, soos die wyn in die glas. 'n Kleur wat net briljant is. 'n Donker, diep rooi, amper persrooi nog, en dan kom jy op hierdie neus af, wat 'n ontploffing van geure is. Ek bedoel, jy kan nou maar begin praat van pruime na kassies, regdeur na al die ander heerlike donker rooi vrug wat 'n mens het. En dan kom jy op die smaak, en die wyn is 2022 oesjaar, so hy's skaars maar 4 jaar oud, maar rond, sag, kompleks, elegant, ryk, lang nasmaak, sag, maar nog steeds met 'n wonderlike gevoel in die mond. Dit is wêreldklas wyn. En ek dink dit is wat vir my fantasties is. Ons kan, soos wat ons die afgelope week of 2 gelede in Londen gaan spog het met al ons dubbelgoud wenners van Suid-Afrika se Veritas toekennings, om te wys vir die wêreld, ons maak wêreldklas wyne. En dis nie wat ek of De Wet of Christo of Elsabie sê nie. Dis wat ons beoordelaars sê, en ons moet die respek gee en die komplimente aan ons wynmakers en ons wingerdboukundiges. So by kort jam, dit is hoekom hy die bemarkingsbestuurder is. Jy weet. So dit is hoekom hy dit doen. Maar die passie daarvoor vir die bedryf, ek dink, is wat belangrik is. Julle is ook op die ou end natuurlik individue, julle is nou betrokke op 'n amptelike vlak, maar julle self ook wynliefhebbers en wyndrinkers. So ek wil ongelukkig moet ons begin saamvat, vir my baie swaar, want dit is so lekker baie om nog te gesels met hierdie lekker wyn, die Perald, Mentors Perald is so mooi. Kyk of jy dit in die hande kan kry asseblief. Jou hoogtepunt in jou lewe, kos, wyn ervaring, dinge wat vir jou uitstaan oor wat jy ervaar het weens jou werk oor die jare. So jy het nog gepraat van daai toekennings, maar 'n ervaring wat jy het. Ek meen, iemand sê nou die dag is vir hulle gunsteling kos en wyn ervaring is op 'n Woensdag wat hulle 'n baie spesifieke wyn uit hulle versameling gaan haal, 'n spesiale bottel, en dit dan deel met mekaar by die huis. Dit klink eenvoudig, maar dit is 'n baie mooi oomblik waar mense saam wyn verken. So is daar so kos en wyn oomblik, Christo, aan jou kant wat jy met ons wil deel? Enige plek in die wêreld, dit hoef nou nie Suid-Afrikaans te wees nie, nee. Jy kan met 'n lekker wyn en lekker kos, kan enige plek in die wêreld kan 'n lekker plek wees. Ja. As jy saam met die regte mense is, met die regte wyn, met die regte kos. So ek was al bevoorreg, en baie van ons in die wynbedryf is baie bevoorreg dat jy baie reis en op baie mooi plekke kom. Maar ek wil amper vir jou sê, saam met jou eie gesin of jou eie familie, met lekker wyn. Soos gister op 'n Sondagmiddag met lekker kos. Daai kombinasie werk vir my altyd lekker. Ja. Goed saam. Oomblik van afskakel. Dit hoef nie 'n dubbelgoud te wees of 'n goud of 'n kompetisie wyn te wees nie. Die ervaring van wyn en kos en geselskap en vriendskap. En ek het noudag na jou insetsel geluister saam met Charles Beck, en hy het dit ook baie mooi saamgevat van Fairview, wat gesê het, dit is eintlik maar die hele aura rondom wyn en kos en geselskap, en hoe mense begin net ontspan en begin gesels rondom lekker kos en lekker wyn. So wynkompetisies gaan altyd wees. Mense gaan verskil rondom goud en dubbelgoud, maar die beste wyn is die wyn in jou glas wat jy die meeste van hou, en dis jou dubbelgoue wyn, en dit is wat vir jou 'n dubbelgoud is. En ons in die wynbedryf wil net hê, geniet goeie wyn en waardeer wat die wynmakers insit in 'n wyn. Voor ons nou kom
by die volgende antwoorde op die gunsteling oomblikke. Ek weet De Wet het hom al een keer voorheen dink ek daai vraag beantwoord so. Maar ek wil net gehoor wat was die suksesvolste wyn van alle tye by die Veritas toekennings? Watter wyn het nou die beste gedoen? Ek weet daar's nou 6 dubbelgoues gegooi hier iewers in 'n gesprek sover ek onthou, maar wat was die suksesvolste wyn wat julle nou van kan onthou? Sure, ek bedoel daar's track record as jy kyk na wyne wat konstant goed doen. Maar ek dink die Perrault handelsmerk op sigself moet redelik bo aan daai lys wees. Ja. So definitief Perrault kom in my kop op as 'n baie suksesvolle wyn, maar daar's ander wat ook goed doen, maar ek dink 'n wyn wat sedert ons die Vertex kompetisie aan die gang het, dan is Perrault definitief in terme daarvan die suksesvolste. Ek weet Martelies, hulle spot my baie keer oor statistiek, maar dit is nou vir my nog altyd interessant, maar in 35 jaar van Veritas is die meeste dubbelgoues in die geval 259 is aan rooi versnitte toegeken. Sure. En tweede is Cabernet, derde is Sauvignon Blanc, vierde Shiraz en vyfde is Pinotage. So daar is die top 5 cultivars en dan nou in die geval ook versnitte wat die meeste dubbelgoues in 35 jaar van Veritas kry. Ja. Fenomenaal, fantasties. Net laastens Elsabie van jou kant en dan nog Benny wat vir ons moet sê van hulle gunsteling wynoomblikke. De Wet, as jy nog een dink is jy welkom om te deel, maar Elsabie beste wyn en kos wat jy nog ooit geniet het saam. Ja, dit nie noodwendig iets om uit te sonder nie. Vir my gaan dit oor dis 'n leefstyl. Kos en wyn elke dag en nie net met spesiale oomblikke nie. Dit moet deel van jou alledaagse lewe wees en van my voorkeure is Kap Klassiek. Dit kan ek enige tyd van die dag en enige geleentheid drink. So, miskien 'n topwyn is enige Kap Klassiek en dan natuurlik moet ek ook 'n Pinotage hoed opsit, ons my Pinotage wat ek leer ken het toe ek in die Boland gekom het en so ja. Benny? Martelies, dis soos mense vir jou vra wie is jou gunsteling kind. Ja, nee. Daar's nie 'n manier wat 'n mens kan sê die een is beter as die ander nie. Maar ek het een geleentheid bygewoon in my lewe saam met Pieter Devereux, wat ek dink nie baie mense meer sal kan onthou nie, maar hy was Suid-Afrika se voorste kos- en wynskrywer. Ons het baie goeie wynskrywers vir baie jare gehad, maar Pieter was vir my die ultimatum gewees van iemand wat kos en wyn oor kon skrywe op so 'n manier dat jy watertand voel nadat jy sy artikel gelees het. Ek was saam met Pieter in Bourgondië en eenmal 'n jaar ken hulle die toekenning van Bourgondië aan internasionale wynskrywers en kosskrywers toe en dit was die jaar wat Pieter dit gekry het. En ek en hy en sy vrou Marie was by dieselfde tafel in die kasteel van Clos de Vougeot waar 850 mense aansit vir 'n aandete. En die hoogtepunt van die aand is 'n gereg wat jy op sy beste net in Bourgondië kry met die naam van œuf amouret. Dit is geposeerde eier in 'n rooi wyn en eie bruin sous. My jene, dit klink goed. En die geheim daarvan is dat daai geposeerde eiers moet almal perfek gaar gemaak wees, dat wanneer jy dit sny, dan loop die geel uit oor hierdie wonderlike, kom ons noem dit bord van sop met sampioene en uie en ham en wat ook al daar is. En vir 850 mense maak hulle so gereg, een van 8 van die geregte van die aand. En hulle bedien dit en almal rondom jou se geposeerde eiers is perfek gaar gemaak. Ek sal daai ervaring saam met van die wêreld se voorste Pinot Noirs en saam met Pieter en Marie nooit in my lewe vergeet nie. Ek is besig om nou te Google Franse Burgundy egg poached dish. Wat ek dit gaan maak. Wat is die ding se naam oefte wat? œuf amouret. Œuf is die Frans vir eier en Hulle maak dit in Suid-Afrika ook. Ons noem dit Beier se eiers. Jy kan dit by Beiers Kloof geniet. Ek het nie dit geweet nie. Het jy nog nooit Beier se eiers gehad? Nee, ek het al sy burgers gehad. Ja, maar jy kan dit by Beiers Kloof ook geniet. Okay, dit klink fantasties. Ek gaan dit hierdie naweek maak. Dit klink wonderlik. Dit is 'n lekker projek. Dankie vir daai mooi herinnering, Benny. Laasens De Wet, nog een vir ons. Ek het ook saam met 'n ander legende gewerk. Benny sal haar ook baie goed onthou, Katinka van die kerk, wat
ek dink die Grand Dam is van kos en wyn in Suid-Afrika. So ek was bevoorreg geweest om saam met haar te werk by Netelingshof vir 'n wyle. Haar broer was natuurlik die bekende Pik Botha geweest. En sy het kos en wyn aande gedoen of middagetes of gedoen en ek kan nou nie spesifiek onthou wat die geleentheid was nie, maar ons het by Netelingshof het ek destyds 'n edelaat oes gemaak. En sy het 'n vertikale proe gedoen met edelaat oes en saam hiermee het sy een van die geregte wat sy gedoen het was gevulde ingelegde appelkose gevul met foie gras. En jy dit saam met 4 of 5 verskillende oesjare edelaat oes gehad. Kyk, ek moet nou sê die arme eende. Dit is ek het al een keer in my lewe foie gras geëet. Ek was in my 20s iewers gewees. Ek moet sê dit is fenomenaal lekker. Maar ek moet sê. Dis reg. Ek verstaan dat dit lekker was. Wie weet, maar dit is wonderlik lekker. Ek het nou nie aan die eende gedink toe ek geniet het. Ek is jammer. 'n Mens moet nou maar as jy dit voorheen al gesê het, moet jy dit dan maar weer sê. Maar dit klink fenomenaal. Dit was. En watter edelaat oes was toe die een wat vir jou uitgestaan het? Sjoe, dit was 'n Sauvignon Blanc, ek dink dit was 'n 97 Sauvignon Blanc edelaat oes en dit kon dalk nog deur André van Rensburg gemaak. Nee, dit was ook nie hy nie, maar dit Skalk van die Westhuizen sinne gewees. Ja. En dit was fenomenaal geweest saam met daai foie gras. Op daai fenomenale oomblik wil ek vir julle baie dankie sê. Daar's nog so baie om te gesels met julle. Ek dink almal van julle moet maar net weer terugkom. Ek weet jy's die enigste persoon wat al vir die tweede keer hier is. Behalwe vir Emil Joubert. Hy was ook al 'n paar keer hier gewees, maar ja. So ons gaan vir julle almal weer terugnooi en is vir my so lekker om hierdie gesprekke te hê, om die geskiedenis te leer en die fantastiese wyne. Baie dankie dat ons kon proe en dankie aan die mense wat soveel hart insit om hierdie fantastiese wyne te maak. Ons sê vir julle dankie, die ouens altyd so af agter die skerms wat nie daardie erkenning kry wat julle veronderstel is om te kry nie. Dis 'n klomp werk agter die skerms en dankie dat julle vir ons sê watter wyne is goed. Baie dankie, gesondheid weer eens op die wynbedryf in Suid-Afrika en die pragtige wyne wat julle vir ons uitwys. Baie dankie julle. Baie dankie. En op jou, Martelies. Mag jy lank oor wyn praat en in rein woorde. In rein woorde. Daai is ook 'n storie vir 'n ander dag. Lang storie daai. Dankie julle. Baie dankie. Baie dankie weer eens julle vir die lekker gesels, die proe en nou weet ons meer van daai kompetisies natuurlik in Suid-Afrika. Ek sluit af met my wynfeit vir die week en daar was al 'n paar bedryfskundiges wat groot kompetisies getuister het eintlik. En hulle bak hierdie poetse deur generiese supermarkwyne in te skryf en in een bekende geval het 'n wynmaker 'n bottel wyn van $3 by 'n plaaslike winkel gekoop, 'n deftige opgemaakte etiket daarop gesit en dit aan 'n prestige kompetisie voorgelê. Daai wyn het blykbaar toe 'n goue medalje gewen. Dit is die einde van vandag se Die Reine Wynheid. Stuur my e-pos, gesels saam oor jou gunsteling wyne. Brink by rsg.co.za.